Goeiemôre, dit is Dinsdag die 14de Oktober. Ons lees verder in Lukas 17, vanoggend vers 17 en 18. Toe sê Jesus, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man, wat nie eers 'n Jood is nie? Ons raak baie keer aan goeders in ons lewe gewoond. Ons raak baie keer gewoond daaraan dat goeders uitwerk, dat gebede beantwoord word, dat God daar is en dan neem ons dit baie keer as vanselfsprekend. As ons sommer net in ons eie huise dink, ons dink is vanselfsprekend as jy die kraan opdraai, dat daar sal water wees, dat daar sal elektrisiteit wees. Loadshedding het ons al 'n bietjie van daai ding genees, maar ons raak baie keer so op 'n manier ondankbaar teenoor God, dat ons vergeet dat God die een is wat ons in die lewe vashou, dat God die een is wat vir ons lewe, wat vir ons krag, wat vir ons energie gee. Hier vra Jesus, hoekom is dit net die Samaritaan wat omgedraai het? Waar is al die ander dan? Dalk was die Jode te vinnig op pad huis toe, te opgewonde om vir die priesters te kom en te wys dat hulle gesond is. Sien ons nog vir God in ons lewe raak? Dit moet ons binne die Heilige Gees ons oë oopmaak, dat ons hom sal raak sien. Dalk moet ons begin oefen om elke dag, voordat ons gaan slaap, vir onsself te sê, waar het ek vandag vir God beleef? Waar het God vandag dalk 'n gebed beantwoord? Dalk 'n ou gebed, nie 'n gebed wat ek vanoggend gebid het, en skielik dadelik 'n antwoord gekry het nie. As ons rustig na ons lewe sit en kyk, sal ons sien dat God aktief betrokke is. Hemelse Vader, dankie dat ons weet U lewe, dat ons weet U is teenwoordig in ons lewens. Here, ons kan so maklik dinge vanselfsprekend aanvaar. U teenwoordigheid, U sorg, U trou. Here, ons aanvaar baie keer mekaar sommer net as vanselfsprekend. Goeders wat ons het, ons gesondheid, en alles is gawes wat van U afkom. Wil U deur die Gees ons help om U raak te sien in ons lewens. U werk, U grootheid, U goedheid. En Here, mag ons dan ook ooreenkomstig 'n dankbare lewe lei. 'n Lewe wat dankie sê vir U genade en U liefde. Ja, Here, U redding is so groot. U genade in Christus is so groot dat ons nie anders kan as om ons hele lewe vir U te gee nie. Mag ons getuies wees deur ons dankbaarheid teenoor U. Dankie dat ons vir mekaar kan bid. Here, ons dra mekaar nie op. U ken elkeen se nood, se vrees, se vrae. Here, se vreugdes. Mag ons elke dag U verheerlik in dit wat ons doen. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.